Baie dankie van my kant af. Lekker om saam met julle hier te wees vanoggend. Dankie dat julle hier is. Mense kan nou sien dat die skole gaan sluit en die ouens gaan see toe, so ek aanvaar ons is die agtergeblewenes. Maar dit is lekker om saam met julle hier te wees en baie welkom. Ek het eendag gelees dat Moeder Teresa ek meen sy het ons nou al daai werk gedoen daar in Indië onder die armes en sy het 'n orde gehad. So as jy nou haar wou gaan help, dan het jy by die orde aangesluit. So daar het nou baie sy was nou uit die Romeinse kerk, so daar het baie mense gekom en deel geword van die orde waaraan sy nou behoort het. En nou hoor ek altyd hulle sê dat sy het een groot vereiste gehad. As jy by haar orde wil aansluit, is jy moet kan glimlag. Want as jy nie kan lag nie, as jy nie vreugde in jou hart het nie, hoe wil jy nou ouens gaan help wat swaar kry en wat moeilik lewe? Nou dink ek partykeer broers en susters, miskien moet ons 'n reël in die kerk ook maak. Jy kan nie inkom as jy nie kan smile nie. Ons is hier met vreugde, ons is hier met blydskap, ons is hier met 'n glimlag in ons harte. So kom ons maak ons erediens liefdevol en vriendelik en vol vreugde en glimlag. Kom ons begin. Ek begin vir ons met die pragtige woorde wat ons kry in Psalm 100. So mooi ou Psalm. Dink altyd aan hoeveel eeue terug mense al God met hierdie woorde geloof en geprys het. Kom ons word 'n oomblik stil en dan lei ek vir ons met hierdie mooi woorde. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere en sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En sy trou duur van geslag tot geslag. Amen. En broers en susters, hierdie wonderlike God, dit sê hier, ons is sy skape, ons is sy kudde. Hy is hier by ons. So dan is dit wonderlik vir my om te kan sê genade en vrede vir julle almal. Dit word aan ons geskenk en verseker deur God ons Vader in ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Kom ons sing, dis Kerstyd, so ons sing 'n lekker Kerslied, 'n mooi lofsang, lied 345 en ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Kom ons staan as ons sing.
Dit was nou lekker saam sing. Dankie almal, dankie Estel. Dit was heerlik om hierdie ou lied te sing. Jy weet broers en susters, dis Kerstyd, maar Kersfees het natuurlik nie eers begin met Jesus se geboorte nie. Ek meen lang terug in die Ou Testament is daar al voorspel dat daar eendag iemand sou kom. Nee, eintlik kan jy so ver teruggaan soos Genesis. En Kersfees begin al in Genesis. Maar die interessante ding is in Genesis, as jy dink aan Kersfees, begin dit met 'n vraag. Nee, onthou julle toe Adam en Eva gesondig het? Toe het hulle gaan wegkruip in die tuin en hulle het vir hulle vye blare gemaak om so 'n bietjie agterweg te kruip. En toe het God hulle gaan soek. Staan daar in Genesis, God het deur die tuin gewandel en hy het vir hulle gesê, hoorie, waar is jy? Dit is eintlik, as jy die Bybel begin lees, is dit amper een van die heel eerste vrae in die Bybel. Is dat God vir mense vra, hoorie, waar is jy? Ek dink Kersfees vra vandag nog vir ons daai vraag. Kersfees sê nie net vir ons, Jesus het gekom. Kersfees vra ons, waar is jy? Want jy sien, Jesus het tog baie duidelik vir ons gesê, hy het kom soek en kom red wat verlore is. So Kersfees is 'n vraag aan ons almal. Waar is jy? Is jy waar jy moet wees? Is jy by God? As jy nie is nie, hoekom nie? Waar is jy? Kruip jy weg agter 'n besige lewe of agter 'n klomp goed wat jy altyd moet doen? Maak nie saak nie. God soek en vra nog steeds, hoorie, waar is jy? En nou die mooi ding, as ons op daai vraag vir God antwoord, wat sê ons? Here, hier is ek, en ek het u lief met my hele hart, met my hele siel, met al my krag en al my verstand. En my naaste soos myself. Net so eintlik, broers en susters, is die wet ons antwoord op God wat ons roep en sê, waar is jy? Nee, ons antwoord God, want hy het in genade na ons gekom. En ons antwoord God se genade en sê, Here, dankie dat u my kom soek het. Ek het u lief. U het my eerste lief gehad, maar ek het u ook lief. En ek gaan nie altyd lief hê. Hier is ek. Nee, so dis die vraag met Kersfees. Waar is jy? En jy antwoord daai vraag met jou liefde, jou hart, wat jy vir God gee. Kom ons sing 'n lied, jy kan net so bly sit, in die lied sê dit ook, hoe het God ons kom soek en hoe het God ons gekry, nog voor ons God gesoek het, het hy ons kom soek. Gesang, lied 190, vers 1 en 2, julle kan bly sit, dan sing ons hierdie 2 mooi verse.
Ja, dis die wonderlike evangelie, né? God, is nie ek wat God gevind het nie, God het my gevind. So dis heerlik om daaraan te dink. Bly net so sit, dan lê ek vir ons en dan bid ons saam. Ons Vader, dis vir ons so wonderlik as ons dink en onthou van u liefde vir ons. Ja, Here, hoe u van die begin af na ons toe gekom het. Na ons kom soek het. Vir ons kom vra het, waar is jy? Vader, want ons weet, u wil hê ons moet by u wees. En dis waar ons wil wees. Vader, ons weet as ons nie by u is nie, dan gaan ons dood. Dan kan ons nie lewe nie. Ons kan nie regtig los van u nie. Al maak die sonde dat ons baie keer ons eie kop volg en ons eie pad loop en ons eie keuses maak. Here, eintlik wil ons u kies en by u bly en by u tuis wees elke dag. En dankie dat u dit vir ons geskenk het in volheid toe Jesus na die wêreld gekom het. Here, dankie dat hy ook met u stem gepraat het om te sê hy kom soek en hy kom red. Vader, daarom kan ons vanmôre hier saam wees. Ons kan met blydskap en vreugde saam wees. Ons kan u loof en prys en dank en ons kan in verwondering voor u buig en u aanbid. Here, want wie is soos u? U moes eintlik u rug op ons gedraai het, maar u het nie. Dankie Here dat u is wie u is. U is nie soos ons nie. U is soos u. En dankie dat ons aan u kan behoort. En dat u vir ons in Jesus gewys het, hoe is u? Vader, ons wil ook so wees, want ons is u kinders. So dankie dat ons kan bid as ons hier saam is vanmôre vir die werking van u Gees. Here, dat u ook deur u woord en deur die Heilige Gees in ons lewe, elkeen van ons, al meer en meer sal maak soos Jesus. Dat ons al meer u beeld vertoon, al meer u heerlikheid uitstraal. Ja, Vader, soos ons in die woord leer, dat u in ons meer word, en ons word minder. En u word groter, en ons word kleiner, sodat ons later kan sê, Here, nou leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Vader, seën ons dan in ons saamwees vanmôre, seën ons deur die woord en u Gees wat dit vir ons verduidelik en in ons harte skryf. Here, seën ons met die lig van Jesus in ons harte, sodat ons ook hier kan uitgaan en tot seën wees vir die wêreld daar buite. Ja, Vader, dat die lig van Jesus nie net hier vir ons skyn nie, en nie net in ons skyn nie, maar uiteindelik ook deur ons skyn, om almal daar buite in 'n donker wêreld te verlig en te help om u te sien. Vader, dankie dat ons so voor u kan wees vanoggend. Dis so voorreg om deel te wees van u gemeente, nie net hier in Bethlehem Wes nie, maar ook in die Vrystaat, ook in Suid-Afrika, maar ook dwars oor die wêreld, dat ons deel kan wees aan van die groep mense wat sê, ons behoort aan die Here. Ons is u kerk, u gemeente. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Die tyd van die jaar wat ons nou gewoonlik hierdie tyd beleef as kerk en as gemeente, noem ons altyd met 'n mooi woord, dis die tyd van Advent. Nee, op ons kerklike kalender is daar altyd 4 Sondae van Advent. Nou Advent is 'n ou Latynse woord wat beteken aankoms of arriveer. So hierdie tyd van die jaar, die Kerstyd of die Adventstyd, help ons om te onthou van Jesus se koms na die wêreld. En een van die goed wat ons altyd doen in Advent, ek glo ons doen dit, is ons lees die ou verhale. Net dis altyd belangrik in die kerk.
om die ou verhale te lees, van waar dit wat ons vandag doen, waar dit vandaan kom. Nee, so, die Kerstyd is die tyd om ook te onthou, die ou verhaal van Jesus se koms. Vroeër by ons in die huis, as 'n Kersdag was, dan, ek meen, as jy nou kind is, al wat jy oor bekommer is om persente te kry. Maar by ons in die huis was dit altyd so, voor ons daar by die Kersboom ons persente kan kry, gaan ons eers almal sit, en dan lees ons eers die ou verhaal. Dan lees ons die Kersverhaal. Van, waar kom dit wat ons hier vanoggend doen, waar kom dit vandaan? Nee, so, hierdie tyd van Kersfees en Advent is ook die tyd om weer die ou verhaal te onthou. Nou het ek, as ek nou so sê, broers en susters, het ek altyd so 2 vrae daaroor. Die eerste een is, ken ons nog die ou verhaal? Ja, ek weet, ons weet almal Jesus het na die wêreld toe gekom, maar die ou verhaal, hoe dit gebeur het, wat alles gebeur het daai tyd, hoe dit vir ons in die Bybel geskryf staan. Ken ons dit nog? Lees ons dit nog? Vertel ons dit nog vir ons kinders? Nee, so ek dink dis altyd weer 'n tyd, Advent. Kom ons lees weer die ou verhaal. Kom ons onthou wat het gebeur. Ons gaan nou 'n stukkie lees presies daaroor. En die tweede ding is, as ons dit onthou, hoe raak dit ons lewe? Weet, ons kan partykeer so in die kerk al die goed te doen. Ons vier Kersfees, Paasfees, Pinkster, en dan gaan ons maar net aan. En hoe raak dit jou? Het dit enige invloed op jou? Is daar enige gevolg in jou lewe hierdie jaar, dat jy die geboorte van Jesus gaan onthou in die Kerstyd? Weet, daar's 'n ou Hollandse gediggie, as julle my nou verskoon, as ek dit lees, van 'n ou wat bietjie met die kerk gespot het. En hy het die kerk vergelyk met soos 'n gemeente, hy sê dis soos visse. En die dominee preek vir die visse, né? So dis 'n ou Hollandse gediggie, en dan sê hy so. Hy sê, ja, die preek word beslote, né? Die preek word nou afgesluit, en elk heeft genote. Maar de snoek blijft een dief, de aal, né, dis die paling, soekt een lief. Ja, de preek is bevallen, maar elk blijft as allen. Preek was mooi, maar ons bly maar presies soos ons was, né? En dan sê hy, ja, die kreef vaart nog krommer, en die stokvis nog stommer, en die karp gaan vreet, die preek is vergeet, die preek is bevallen, maar elk blijft als allen. So watter invloed het dit, broers en susters, as ons die ou verhale weer so 'n bietjie onthou? Nou ek glo, ons is nie 'n klomp visse vanoggend hier nie. Ons is 'n gemeente van mense wat vir die Here lief is en wat graag weer luister na wat die Here vir ons doen en wat die Here vir ons sê. So kom ons doen dit vanmôre. Ons luister weer so 'n bietjie na die ou verhaal of 'n gedeelte daarvan. Ek kan nou nie die hele een lees nie, maar 'n gedeelte daarvan in Lukas 1. En dan dink ons so 'n bietjie oor die goed wat ons hier lees. Watter effek moet dit op 'n ou se lewe hê? Hoe raak dit jou as jy hierdie goed in die Bybel weer lees, net die ou verhale? So lees saam met my uit Lukas 1 uit. Ek gaan lees van vers 4 af. Net die ander evangelies, as hulle vertel van Jesus se geboorte, begin by Jesus self. Lukas gaan bietjie verder terug en hy begin al by die geboorte van Johannes die Doper. So dis wat ons lees vanoggend, Lukas 1 van vers 4 af tot vers 17 en dan so bietjie verder gaan ons nog so 'n stukkie lees waar Maria Elisabeth besoek het. Maar goed, kom ons lees Lukas 1 vers 4. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth.
Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op ver gevorderde leeftyd. Nou op 'n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Nou terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. So die priester was nou alleen daar in die tempel om die reukoffer te bring. En vers 11 sê, toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here, hulle God. Hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Broers en susters, ek lees eers tot sover. Ons weet eintlik wat toe gebeur het, is dat Sagaria kon nou nie regtig glo dat wat die engel nou vir hom sê, dat hy en Elisabeth nog 'n kindjie gaan kry nie. En toe die engel vir hom sê, goed, nou gaan jy vir 9 maande nie kan praat nie, tot daai kind gebore is. So toe was Sagaria stom. Dan vertel die Bybel vir ons, as ons die ou verhaal lees, dat intussen het dieselfde engel wat aan Sagaria verskyn het, ook aan Maria verskyn. En hy het toe nou met haar gepraat oor die koms van Jesus en die geboorte van Jesus wat in haar sou plaasvind. Maria het gesê vir die engel, maar hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. En in vers 35 sê die engel vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom. Dit sal deur die Heilige Gees gebeur. En die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. En dan verwys hy in vers 36 na Sagaria en Elisabeth. Hy sê, kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Nou dan lees ons vers 39. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. En net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg. En sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep, geseënd is jy onder die vroue, geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan, wat die Here vir haar gesê het. So hierdie hele eerste gedeelte het ook baie te doen met mense wat iets by God hoor en moet glo wat God gesê het. Maar goed, broers en susters, dis nou deel van die ou verhaal. Hoe dit gekom het, wat alles gebeur het toe Jesus na die wêreld toe gekom het. En ons het dit nou gelees. Nou vra mens,
Wat 'n effek behoort dit nou op my te hê as ek dit hier gelees het? Of lees ek maar en dan maak ek toe en soos die visse swem ek verder? Dink nie so. Dink hier's 'n paar goed, broers en susters, wat belangrik word as ons hierdie ou verhaal lees. Die eerste een is wat ek wil onderstreep, is dat as ons hierdie goed lees, dan moet daar tog by ons 'n nuwe vertroue in God kom. Nee, want hierdie ou verhaal vertel ons, weet jy kan God vertrou. Het jy gehoor toe ons hier gelees het, hoe die engel by Sagaria gekom het? En het jy gehoor dat so halfpad in die gesprek met Sagaria, het die engel begin uit die Bybel aanhaal. Nee, dis nie so baie duidelik nie, maar hier in vers 17 het die engel vir Sagaria gesê, hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad terug te bring. Die engel was daar besig om aan te haal uit die Ou Testament. Nou die interessante ding is, as jy nou deur die Ou Testament blaai, en sê maar waar uit het die engel aangehaal? Dan gaan jy blaai tot jy by die heel laaste vers in die Ou Testament kom. Die heel laaste 2 verse van Maleagi. Nee, het God die Ou Testament afgesluit met hierdie belofte. Daar sal eendag iemand kom soos Elia. En hy sal vaders en kinders na mekaar toe bring. En hy sal ongehoorsaam, hy gaan vir die Here 'n pad voorberei. Nee, nou dis vir my merkwaardig, dat die laaste vers in die Ou Testament is een van die heel eerste verse in die Nuwe Testament. Nee, so die Nuwe Testament sluit presies aan by waar die Ou Testament geëindig het. 400 jaar later. 4 eeue. Nou weet jy, broers en susters, hoe lank is 400 jaar? Dis nog nie eers in Suid-Afrika 400 jaar sedert Jan van Riebeeck hier aangekom het. So die hele geskiedenis van Suid-Afrika na van Riebeeck se koms is nog nie eers 400 jaar. En so was dit tussen die Ou en die Nuwe Testament. Daar het 4 eeue verbygegaan. Die Ou Testament het afgesluit met 'n belofte. Daar gaan eendag iemand kom soos Elia. "400 jaar later, wie het nog dit onthou? Wie het nog dit verwag? Wie het nog daarna uitgesien? Die wêreld het aangegaan. Hulle het nie meer daaraan gedink nie, maar God het nie sy belofte vergeet nie. Ons vergeet wat God beloof het. Maar God onthou wat God beloof het. En so is dit met die geboorte van Johannes die Doper. Dis vir my interessant hierso, hoe word spesifiek die name genoem van die mense? Sagaria en Elisabeth, en jy moet hom Johannes noem, nie iemand anders nie, Johannes. Weet jy wat beteken Sagaria? Sagaria beteken die Here onthou. Nee, so amper die eerste boodskap wat jy kry as jy die ou verhaal lees van Jesus se koms, is die Here onthou. Hy vergeet nie. Nee, as jy nou dink aan Sagaria en Elisabeth. Ons lees sy was onvrugbaar. Hulle was al oud, nie meer eers gedink aan 'n kind nie. Miskien het hulle teen daai tyd ook al ophou bid. Nee, want jy weet mos hoe is dit as jy nou pas getroud is en jy wil graag 'n kindjie hê en ag jy bid daarvoor en jy wag daarvoor en as dit uiteindelik later blyk dat ag dit gaan nou nie gebeur nie. Dan kom jy mos op 'n punt wat jy nou nie meer vra daarvoor. En jy bid nie meer daarvoor nie.
So, ek weet nie of Sagaria en Elisabeth in hulle ouderdom nog gebid het vir 'n kindjie nie. Maar die gebed van hulle hart, al was dit dalk 'n gebed wat hulle baie jare terug gebid het God nie vergeet nie, want die engel sê vir Sagaria, God het jou gebed verhoor. Die Here onthou. Die Here vergeet nie, ons vergeet. Ons gaan met ons lewe, daar word 110 ander goed vir ons belangrik. Maar God vergeet nie wat God beloof het nie. En dis een van die goed wat gebeur, broers en susters. En hoekom dit nodig is om hierdie ou verhale te lees en om dit vir jou kinders of jou kleinkinders weer te vertel. Want dan ontdek jy weer, weet jy, ek kan regtig God vertrou. As God dit gesê het, hy het dit nie vergeet nie. Die laaste vers van die Ou Testament word 4 eeue later amper die eerste vers van die Nuwe Testament. Dis vir my ongelooflik mooi as ek dit ontdek in hierdie ou verhale. Dit sê vir my, weet jy, die Here het jou nie vergeet nie. Die Here het destyds die volk Israel nie vergeet nie. Die Here het Sagaria en Elisabeth nie vergeet nie. En die Here het my en jou nie vergeet nie. Dis die boodskap van Jesus se koms na die wêreld. Die Here het ons nie vergeet nie. Vertrou hom. Hy hou sy beloftes. Dink die tweede ding, broers en susters, wat vir my ook so wonderlik is hier, is dat as jy die ou verhale lees, dan moet jy jou tog oor God verwonder. Nee, ek dink hierdie ou verhale moet weer by jou 'n nuwe verwondering bring vir God. Hoekom sê ek so? Kyk, ons het dit nou hier gelees in Lukas. Die Nuwe Testament, die geskiedenis van Jesus se koms begin met 2 geboortes. Dis nie net een geboorte, die geboorte van Jesus nie. Hier's 2 geboortes wat hier beskryf word. En al 2 geboortes is menslik onmoontlik. Die een is 'n ou tannie wat onvrugbaar is, wat nou al verby die leeftyd is waarop sy 'n kind kan hê. Maar sy word swanger. Johannes die Doper word uit haar gebore. Die ander geboorte is 'n jong meisie. Sy was nog nooit getroud nie, sy was nog nooit by 'n man nie. Maar in haar word daar 'n kindjie gewek deur die Heilige Gees. Menslik onmoontlik, maar nie vir God onmoontlik. En ek dink dis die belangrike ding, broers en susters, as ons hierdie goeters weer in die Bybel lees. Is kyk wat kan God doen, dis wat die engel gesê het. Alles is by God moontlik. Kyk hoe word 'n ou tannie swanger met 'n kindjie. Kyk hoe word 'n jong meisie swanger met 'n kindjie. Dis nie ons wat dit kan doen. Dis God wat dit doen. Niemand is te oud of te jonk, lyk vir my, dat God deur ons kan doen wat God wil doen nie. Oud of jonk, al dink jy dit kan nie meer nie. God kan, al kan ons nie. Nee, so ons moet ons tog oor God verwonder. Weet jy, broers en susters, dat as jy nou as jy Lukas 1 lees, is daar 7 keer verwysings om te sê dat dit wat hier gebeur is deur die Heilige Gees. Net in Lukas 1 word daar 7 keer verwys na die werking van die Gees. As Johannes die Doper gebore word, dit sal deur die Gees wees. As Jesus gebore word, dit sal deur die Gees wees. As Johannes die Doper opspring in sy ma se skoot, dis deur die Gees. Elke keer as jy Lukas 1 lees, hierdie ou verhaal, word jy herinner aan hoe kragtig God werk deur die Heilige Gees. Kyk wat gebeur met Elisabeth. Kyk wat gebeur met Maria. Dis God. Dis God wat nuwe lewe skep waar mense nie kan nie. En God doen dit
deur die Heilige Gees. Broers en susters, later in die Bybel sal Paulus na hierdie goed verwys, dan sal hy vir ons vertel dat die koms van Jesus was die begin van 'n nuwe skepping wat God begin het op aarde. Jy moet, as jy tog hierdie goed lees, dink, wow, God is net ongelooflik wonderlik. Wie is soos hy? So lees hierdie ou verhale, sodat jou hart weer warm kan word oor hoe groot God is, en dat jy jou oor hom kan verwonder. Nee, ek dink nog 'n ding wat moet gebeur as ons hierdie goed lees, broers en susters, is dat ons moet tog raak sien dat hierdie tyd van Advent, hierdie goed wat hier beskryf word, is 'n tyd van blydskap en vreugde en lofprysing. Lees maar Lukas 1 en sommer Lukas 2 ook, as jy nou die hele ou verhale bietjie lees. En kyk hoeveel keer word daar verwys dat daar sal blydskap en vreugde wees. Men die engel sê dit vir Sagaria, daar sal baie bly wees oor sy koms. Die engele sê dit as Jesus gebore word. Dit is 'n tyd van blydskap en vreugde. 'n Goeie tyding wat vir die hele wêreld 'n tyding van blydskap sal wees. So hierdie hele ou verhaal van Jesus se koms is vol blydskap en vreugde en lofprysing. Weet jy dat Lukas in Lukas 1 en 2 het hy 5 lofliedere wat hy hier geskryf het. Hy het nie net geskryf mense het God geloof nie. Hy het gesê hierdie een het God geloof en hier's die lied wat sy gesing het. En hierdie een het God geloof en hier's die lied wat sy gesing het. Jy kry die lofsang van Sagaria, jy kry die lofsang van Maria, jy kry die lofsang van Elisabeth, jy kry die loflied van die engele. Jy kry die lofsang van Simeon later as Jesus tempel toe gebring word. Net in Lukas 1 en 2 is daar 5 lofliedere wat ons die woorde kry. En dan is daar nog eenetjie, nou die eerste een, wat nie met woorde gebeur nie, maar kyk wat het gebeur. Nee, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Die eerste mens wat gejuig het oor Jesus se koms was Johannes die Doper toe hy nog in sy ma was. Toe juig hy, toe spring hy op van blydskap oor Jesus. Hoe kan ek en jy dan bly sit as ons hierdie ou verhale lees? Jesus het gekom. Kyk wat het God gedoen. Kyk hoe het God hier gewerk. Jy kan opspring, broers en susters. Jy kan bly wees, jy kan vol vreugde wees. Nee, dis wat gebeur as ons hierdie goed weer lees, as ons weer in hierdie ou verhale ontdek hoe God is en hoe God dinge doen en wat God doen en hoekom hy dit doen. Dan kan ons net sê dankie. Nee, ons is juig, ons het vreugde. Soos Johannes die Doper, ons spring op van blydskap as ons hoor van Jesus se koms. Iemand het eendag geskryf, toe sê hy, ons moet onthou dat toe Jesus na die wêreld gekom het, was dit nie net om mense te red nie, dit was ook die begin daarvan om alles nuut te maak. Dis mos waarmee Openbaring eindig, dat Jesus sê, kyk, ek maak alles nuut, ek maak mense nuut, ek maak die hemel nuut, ek maak die aarde nuut. Jesus het ook gekom om ons sang en musiek en al daai goed ook nuut te maak. Dis hoekom ons so lekker kan sing oor Jesus se koms. Alles is nuut, alles is vol lof, alles is vol prys. Want Jesus is gebore. Dit laat jou lewe, broers en susters, as jy hierdie ou verhale lees, dan sit dit weer 'n lied in jou hart. Want ek sê jou, daar's min goed hier buite wat in die wêreld gebeur waaroor 'n mens kan bly wees of opspring. Ek meen, deesdae is al wanneer ouens 'n bietjie opspring is omtrent as die Springbokke wen. Nie eintlik anderste nie. Maar as jy hierdie ou verhale lees, dan kan jy opspring. Dan kan jy juig. Dan kan jy sê, dankie Here. Dan kan jy saam met Johannes die Doper
'n loflied aan God bring en met 'n lied in jou hart lewe. Ag broers en susters, daar's nog so een of twee goedjies wat ek net wil onderstreep as ons hierdie goed lees in die Bybel. Dis ook 'n tyd van geloofsvernuwing. Jy weet, hierdie tyd van Advent en hierdie ou verhale. As jy dit mooi lees, is dit alles goed wat hier gebeur wat God lankal beloof het. So die boodskap hier is, weet jy, God doen wat God beloof het. Nee, as God 'n ding gesê het, kan jy God glo. Ek meen, Sagaria moes 9 maande stil bly om te leer dat hy moet luister as God praat en hy moet glo wat God sê. Want as God 'n ding gesê het, dan kan jy hom maar glo. Jy weet, ons leef in 'n tyd wat ons nie meer mense glo nie. Ek is al so dat as 'n ou vir my sê, hoor jy, ek bel jou terug, dan sê ek vir my vrou, ek kan jou nou al sê hy gaan nie. En dan hoor ons allerhande gepratery. Ons sit en kyk op die televisie. En dan sê ons, ag nee, daai ou, dis vir my duidelik hoe lieg hy. En ons glo nie meer as mense goed vir ons sê. Want ons leef in 'n samelewing vol wantroue. Nou hierdie tyd van die jaar dan hoor ons, die medies gaan nou op, die skoolgelde gaan op, volgende jaar gaan seker die elektrisiteit weer op, die munisipale rekeninge gaan op, en almal gee vir ons sulke goeie redes. Dis hoekom dit moet gebeur, dis hoekom ons moet doen. Glo ons hulle? Nee. Ons weet, almal wil eintlik net geld hê, dis die groot rede, hoekom goed opgesit word. So ons leef in 'n wêreld, broers en susters, waar ons nie mense glo. Ons het almal wantroue, ons is almal skepties. Want dis hoe ons samelewing geword het. En baie van die goed wat hier geskrywe staan, hoe die engel by Sagaria kom, hoe 'n ou tannie swanger word, hoe 'n maagd 'n kind kry. Daar's baie mense wat sê, hoor jy, dis nie moontlik nie, ek glo dit nie. Dis seker maar 'n mite of 'n verhaal, maar dit kan nie so wees nie, want dis tog fisies, biologies onmoontlik. En ek glo dit nie. So broers en susters, ons leef in 'n wêreld waar ons baie goed nie glo nie. En baie mense nie meer glo nie. Maar hierdie verhale, as jy hierdie ou verhaal lees, dan kom jy agter, maar jy weet, as God 'n ding sê, kan jy God glo. Ek het nou vir julle gesê, Sagaria se naam beteken, die Here onthou. Weet jy wat beteken Elisabeth? Elisabeth beteken, God is 'n eed. Nee, 'n eed is 'n ding wat jy doen as jy iets beloof of jy sweer dit. Jy sê dis die waarheid. Hierdie ou geskiedenis vertel ons, weet jy, as God 'n ding sê, is dit soos 'n eed. Hy lieg nooit nie. Dit staan vas, dit staan ewig. Jy kan hom glo. Al leef jy in 'n wêreld waarin jy baie keer nie meer kan glo wat mense sê nie. Jy kan God maar glo. So ek dink, broers en susters, lees hierdie ou verhale, sodat jy weet in jou geloof in God versterk kan word. En God kan glo en God vertrou in wat hy vir jou sê. Ja, en dan is dit ook vir my so, broers en susters, dat as ons hierdie ou goed lees, dan is dit tog ook weer by ons 'n tyd, dit bring weer by ons ook 'n verwagting. Daar iets om na uit te sien. Want kyk, dit wat hier gebeur het, is nie klaar nie. Men toe Jesus gebore is, toe is die koning gebore op aarde soos in die hemel. Jesus was lankal koning. Toe kom hy na die wêreld en toe word die koning gebore. En toe Johannes die Doper begin preek en toe Jesus begin preek, toe sê hulle altyd die groot boodskap, die koninkryk van God het nou begin gebeure op aarde. Dis nou hier. Nou broers en susters, dis nog nie verby nie. Hierdie geskiedenis wat ons vanoggend hier gelees het, is nie oud en klaar en
ons stof het maar net bietjie af nie. Dit wat hier begin het, gaan nog aan. Dis nie klaar nie. Dit is ook in ons lewens, wat die goed wat ons hier lees waar is. Ons leef in 'n wêreld waar jy baie keer van hierdie goed min sien. As jy rondom jou kyk en jy sê, waar is God aan die werk? Jy sien dit nie eintlik altyd nie. Maar jy moenie dink omdat jy dit nie sien nie, is hy nie daar nie. Ons het hier gelees in die ou verhaal dat toe hierdie goed gebeur het, was dit in die tyd van koning Herodes van Judea. Broers en susters, het jy al die geskiedenis bietjie gaan lees oor hoe was dit in die tyd van koning Herodes van Judea? Dit was 'n tyd van korrupsie, dit was 'n tyd van moord. Onthou, dis die Herodes wat 'n bietjie later die seentjies doodgemaak het in Bethlehem, omdat hy bedreig was in sy koningskap. Hierdie Herodes het 'n eie kind van hom laat doodmaak, omdat daai kind sy koningskap bedreig het. Men ons lees hier in Suid-Afrika gereeld hoe mense mekaar laat doodmaak. Was weer hierdie week is iemand weer doodgemaak oor die getuienis wat hy leef. Maar in daai tyd al, in hierdie ou verhaal, is dit 'n tyd van korrupsie en 'n tyd van moord en 'n tyd van oneerlikheid. Maar onder dit alles is God besig om te doen wat God beloof het. Hy het nie dit vergeet nie. Hy gaan daarmee aan. Al sien jy dit nie eintlik as jy na die wêreld kyk. Ek meen toe Jesus gebore is, wie kon sê die seun van God is nou hier? Tot sy dood het baie dit nog nie geglo nie. Maar God is besig, broers en susters. En daarom lees jy die ou verhale in die Bybel. Dit gee jou weer 'n verwagting. Dit gee jou iets om na uit te sien. Weet jy, ou se hele dag is lekker as jy iets het om na uit te sien. Mense hele dag is lekker as jy iets het om na uit te sien. Want jy kan nie wag nie. Jy gaan soontoe. Nee, so broers en susters, moenie dat die wêreld jou uitsig wegvat nie. Jy kan nog steeds uitsien na God en wat God doen. Nee, dis die effek wat dit op 'n mens het as jy hierdie ou goed in die Bybel weer lees. Nou, ag en broers en susters, laastens, jy weet, dit begin met die aankondiging hierso van Johannes die Doper. En nou wonder 'n mens, hoekom is dit so belangrik dat hierdie kind moes Johannes wees? Want dis wat die engel, die naam Johannes die Doper het sy ouers nie vir hom uitgedink nie. God het dit vir hom uitgedink. Die engel sê vir Sagaria, hierdie kindjie van jou se naam moet Johannes wees. Later toe die kind gebore is, toe sê Sagaria dit, toe kon hy weer praat. Toe sê die mense, nee, maar hy moet mos klein Sagariakie wees. Dit moet mos sy naam wees. Nee, die engel het gesê, Johannes. Weet jy wat beteken Johannes? Johannes beteken die Here is genadig. So as hierdie ou verhaal begin van Jesus se koms, dan is die eerste boodskap wat God wil hê die wêreld moet hoor, is dat hy is genadig. Hy kom na ons nie om te straf en te oordeel, of om seer te maak, of jou op jou plek te sit nie. Hy kom omdat hy genadig is. Hy kom omdat hy wil red. Hy kom omdat hy wil heel maak. Hy wil nuut maak. Hy wil mooi maak. So lees die ou storie en onthou, voor Jesus nog gebore is, herinner God ons al aan sy genade. Johannes is sy naam. Die Here is genadig. En dan kan jy met diepe blydskap en dankbaarheid op jou knieë val voor God en sê, Here, dankie. Dankie vir u liefde in Jesus. Amen.
Ons Vader, dis vir ons heerlik vanoggend om die ou verhaal te lees hier in die Bybel. Om weer daaraan te dink wat dit vir ons beteken. Here, om weer te sien wat U gedoen het. Dit laat ons, Here, dit laat ons bly wees, dans van vreugde. Dit laat ons U vertrou, dit laat ons U loof, dit laat ons U aanbid. Dit help ons, Here, om U te glo. En dit help ons om uit te sien dat, Here, U koninkryk wat kom in hierdie wêreld, soos in die hemel, dat dit gaan nog aan. En dit sal gebeur. En dankie dat ons daarna kan uitsien. Vader, gee dat ons elke dag leef met die rykdom van die ou verhale in ons lewens. Dat ons nie ons lewe laat bepaal deur die wêreld rondom ons en wat daar gebeur nie. Maar laat ons lewe bepaal deur U en U woord en dit wat U vir ons vertel in Jesus. Dankie daarvoor. In sy naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af. Ons sing die mooi Kerslied van Koos Du Plessis en ek het hom nou gekies want daar in sy tweede vers praat hy ook van die ou verhaal. Selfs die nagtelike sweye vertel vir ons die ou verhaal. So gaan lees die ou verhale. Dink daaroor, praat daaroor. Jy het dit so nodig vir jou lewe as gelowige. Kom ons sing hierdie mooi lied van Koos Doep. Ontvang nou die Here se seën, dieselfde Here wat destyds by Sagaria en Elisabeth en Maria was. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troos en die bystand, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by elkeen van julle. Amen.